Goeiemôre almal. Psycho. Thank you. Almal baie welkom hier by die vertoeringsdiens van my broer Marius. My skoonpa Henny gaan vir ons oopmaak met skriflesing en gebed. En dan van daar af, as ek my stem weer gevind het, dan sal ons verder aangaan. Ja, is maar moeilik. So ek gaan my bes doen. Een mens is uiteraard hartseer. En ek dink die woord gee vir ons baie vertroosting. As ons dit raak hoor, en ek gaan probeer om iets te lees wat ek wil hê julle moet raak hoor. En ek wil net sê voor ek dit lees, dat dis 'n gedeelte uit Johannes 15, en Jesus het die aand voor hy gekruisig is, met sy disippels gepraat, en hy het vir hulle gesê, vir die eerste keer het hulle dit verstaan, vir hulle gesê, luister, ek gaan môre dood, ek gaan môre sterf, ek gaan dood gemaak word, en dan is ek weg. En nou kan julle self indink, die disippels wat soveel jare saam met hom geloop het, en hy het hulle opgelei, en nou skielik sê hy, maar hy gaan môre weg wees. En toe sê hy vir hulle 'n belangrike ding, moenie bekommerd wees nie, want ek sal vir julle iemand stuur, die Heilige Gees, en hy sal julle vertroos. So ek wil dit net half as agtergrond vir julle gee. So die Heilige Gees hou dit in gedagte as die trooster. In Johannes 15 vers 27 en 28 staan daar: vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie. En julle moenie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. Ek het 'n baie kort troostboodskap wat gegrond is op die gedeelte. Jesus het hierdie woorde met sy vriende gedeel toe hulle 'n toekoms sonder hom in die gesig staar. Net soos ons ook 'n toekoms sonder Marius in die gesig staar. 'n Toekoms gevul met hartseer, onsekerheid, vrees selfs. So hierdie is ook 'n direkte belofte vir ons. Net soos wat hy 'n belofte aan die disippels gemaak het. Dit is 'n belofte van vrede. Dit is 'n vrede wat baie dieper is as wat ons begryp. Dit is 'n vrede en 'n troos vir ons hartseer en gekwelde harte. Ons gebed, almal van ons, is dat Marius reeds hierdie perfekte vrede gevind het. En dat ons in ons hartseer ook vandag 'n deel van daai vrede sal ervaar. Wat doen ons nou hiervan af vorentoe? Hoe loop ons die pad vorentoe? Die lewe gee vir ons dikwels hartseer en bekommernis, maar hierdie vers herinner ons daaraan dat ons 'n ander pad kan kies, 'n pad van vrede. In ons gedagtes, as ons aan Marius dink, kom ons probeer om hierdie selfde vrede na te jaag. Wanneer die lewe ons oorweldig, laat ons hierdie belofte onthou. Die belofte van die Heilige Gees, wat die trooster is, wat Jesus gestuur het. Onthou, ons kyk nou terug, die arme disippels het vorentoe gekyk. Hulle kon dit nie vir hulle self uitwerk nie. Nou kyk ons terug, en ons besef en verstaan, dat die belofte wat Jesus gemaak het, dat hy iemand gaan stuur, wat ons trooster sal wees, het reeds gebeur. Ons het reeds die trooster, hy's daar. Wanneer die lewe ons dan oorweldig, moet ons hierdie belofte onthou. En meer is dit,
Kom ons wees agente van hierdie vrede, sodat hierdie vrede ook vir ander beskikbaar kan wees. Laat ons die kalm stem wees, die helpende hand, die vriend wat sê, moenie bang wees nie. Laat ons dieselfde gawe wat vir ons beskikbaar is, dat ons daardie selfde gawe aan ander gee, net soos dit vandag vir ons aangebied word. En die belangrikste is, ons kan dit saamneem huis toe. Ons kan vorentoe dit gebruik, hierdie wonderlike vrede, om ons kalm te maak en ons hartseer met 'n tyd weg te vat. Daarmee wil ek volstaan, want ek wil baie graag vir ons 'n kort gebed doen, as ons net ons oë toemaak. Vader in die hemel, dankie vir die geskenk van u Gees. U Gees wat vertroos en vrede gee. Help ons, sy gesin, sy familie, sy ouers en sy vriende wat vertroosting nodig het, om dit by u te vind, om dit by u te soek, en dat ons ook draers kan wees van hierdie vrede van vertroosting, sodat ander, net soos ons, die vrede kan vind en beleef. Amen. Daar was 'n paar mense wat gevra het, hulle wil graag iets sê. Danielna. Goeiemiddag. Tai, Slappes, Mimi, Tristan, Jaden, Johanna net kinders, vriende en familie. Ek is Elna Marius se tannie. Ek wil graag met julle 'n paar gedagtes en woorde deel oor Marius. Ons het dikwels as familie saamgekuier terwyl ons kinders nog klein was. En die niggies en neefies het so saam groot geword en het 'n hegte band is tussen hulle almal gevorm. Ek was ook bevoorreg om deel te wees van Marius se sportprestasies tydens sy deelname aan Kruiwenweek en ook tydens die Wêreldbeker binnehuis krieketoernooi. 'n Trotse oomblik wat dit ook vir Slappes en Mimi was, waar Johan en Marius albei deelgeneem het, maar in verskillende spanne. En die sportmangees wat daardie dag vir ons gewys is van Marius se kant af. Hy en Johan het mekaar geluk gewens voor die wedstryd, voorspoed toegewens, good luck en mekaar omhels. Dan wil ek sê, Marius het ook die geleentheid gehad om in sy loopbaan na die buiteland te reis. Marius het ook in sy lewe liefde, vreugde en voorspoed beleef, waar tydens Tristan en Jaden deel van sy lewe geword het. 'n Pa wat lief was vir sy kinders en hulle ondersteun het tot op die laaste langs die rugbyveld tydens Jaden se wedstryd. Maar die lewe is nie altyd regverdig nie. Daar het ook hartseer en teëspoed gekom. Dit het Marius ook beleef. Maar hy het nooit moed opgegee nie. En deur sy geloof het hy geglo, bly glo en hoop in die liefde. Alhoewel sy gesondheid stelselmatig verswak het, was hy vas oortuig om met Tai te trou en was vol moed dat hulle saam 'n toekoms kan bou. Hy was baie lief vir jou, Tai. Tydens sy gesondheidskrisis het ek en Marius dikwels kontak gehad. Hy was hoopvol, vol vertroue om te herstel, positief en opgewek. En na ons gesprek, sy groetboodskap aan my elke keer was, dankie Antie vir die chat. In die tyd van groot hartseer, troos ek myself, Marius is verlig van sy lyding. Ek wil vir julle 'n aanhaling voorlees. Die skip wat uit jou sig verdwyn, is nie weg nie. Iewers op 'n strand staan daar mense in gretige afwagting wat die horison dophou. En skielik is die blye geroep. Daar kom hy. 'n afskeid hierdie kant, maar 'n blye verwelkoming aan die ander kant. Ek sal die herinnering wat ek van Marius het, vir ewig in my hart dra. Mag jy in vrede rus, Marius. Dankie.
Van Toy se kant af wil ons net vir almal baie dankie sê vir die omgee en die bystand en die oproepe en die elke boodskap en elke opcheck en elke is jy okay en hoe gaan dit? So wil ek net vir julle baie dankie sê dat julle almal hier is vandag. Soos Toy vanoggend sê, ek dink nie enige van ons is reg om al afskeid te neem en baie te sê nie. So ons het besluit ons gaan Marius se lewe net vier en nie nou al afskeid neem nie. Ek dink tot baie gebeur, soos wat Tannie Elna gesê het in Marius se lewe, maar die laaste ruk het die Here ook met Marius se pad gestap. Marius is weer gedoop. Hy het lent gedoen. En alhoewel ons dit nie nou verstaan nie en is seer, dink ek het die Here hom voorberei vir wat hy nodig gehad het. Ek dink nie ons is enig van ons is reg vir die toekoms sonder hom nie. Maar kom ons hou maar net sy memory alive, soveel as wat ons kan. Dankie dat julle almal hier is, en soos ek sê, vir al die ondersteuning en liefde, veral vir Toy. Raad, ek gaan hierdie so 'n bietjie anders toe om doen. Ek gaan die bedankings eers doen terwyl ek nog kan. Namens ons almal wil ons net vir Toy, vir jou sissies, jou ouers, dit dankie sê vir al die redelikse bystand. Jethro altyd beskikbaar was, alhoewel die spoedgrens jou nooit gekeer het nie. Dankie vir alles wat jy gedoen het. Dan Taat het gevra dat ek hierdie stukkie insit. Dankie aan die Nalle vir al die liefde, ondersteuning en bystand in die tyd voor en na sy dood. Dankie dat julle my liefhet en ingeneem het. Dan vir haar ouers en sissies vir alles wat julle gedoen het en vir Marius. Ek kan dit nie eens als opnoem nie, dis asof hy een van julle was. Baie dankie. Skoonpa Henny, baie dankie vir die opening, dit was ongelooflik. Rina JJ, my ma hulle bygestaan het en hospitaal toe vervoer het. En dan al die mense wat van ver gekom het, Rina, kies vir jou en vir Jayden en van ver aan die Elna, en Rihanna en Gert, Nomanis, ons waardeer dit opreg. Weer eens middag, almal vriende en familie. Ek het die voorreg om 'n paar woorde te sê oor my geliefde broer Marius. Soos wat julle hom geken het, maar baie van julle ken hom ook as Mywis. Ek wil net begin, gaan net vinnige roemer kort te knip. As julle dink hy kyk van nou af bo op ons, moenie worry nie. Hy doen dit al vandat hy 10 jaar oud is. Marius was 'n pilaar van sterkte en rustigheid in so baie van ons lewens, veral myne. Hy is die ene by wie ek altyd kon moun. Maar was ook nie altyd die eerste wat sy eerlike opinie gegee het, sonder verwyte, sonder judgment en gewoonlik met 'n koue verversing. Hy het 'n passievolle lewe gelei. Aksie cricket was een van sy grootstes. Een van my gewildste herinneringe was toe ek nog 123 was en asseblief, kom ons los die somme. Die toernooi was in Benoni, ons was 'n speler kort. Ek dink Breda daar agter het dalk nog die game geampar, is dalk moontlik. Ek hoor hier die coach vir Marius Mywis te speel. Sjoe, nou begin hier dinge, waar steek ek hom weg? Daai die snotkop. Waar steek ek daai lang gat weg? As my gee reg, want ek dink my male was ook die dag daar. Sjoe, het die mannetjie ons almal uitgebul daai dag. Ek dink hy was man of the match. 6 vir -18 daai tyd. Maar nou dat ek terugdink daaraan, dit moes eintlik vanselfsprekend gewees, want toe ons groot geword het, ja, hy moes altyd bal, ek het gebed. Hy was glad nie impressed met dit nie. Ek onthou ook die geleentheid wat ek gehad het om 'n paar jaar terug, en baie van julle sal ook onthou, ons onder 23 afgerig, daar staan hulle. Terwyl ons opgewarm het, Marius misgevang, en sonder om enigiets te dink, reken ek, catch it Mywis. Toe reken Millie daai stiek. Die eerste keer dat hy my gebel het, sê Boeta gaan World Cup toe. Ek was so trots op hom. Die binne my het ek altyd gewees, ek kon saam Suid-Afrika verteenwoordig. Maar nooit geweet dit sou gebeur nie.
Toe, die geleentheid om vir Sentrum te speel. Dit was 'n droom wat waar geword het. Maar ja, toe gebeur daar wonderwerk. Toe sy seentjies Tristan en Jaden gebore word. Aksie krieket derde plek gevat. Hy was so trots op julle twee. Hy kon nie wag om sy kennis met julle te deel nie. Bal vang, lyn staan, spring, skraap, tackle, die hele lot. Julle was pappa se alles en sal altyd sy alles wees. Julle moet dit onthou, pappa het julle altyd ongelooflik lief gehad, maak nie saak wat nie. Julle moet nou sy legacy uitleef. Op die sportveld, maar ook in alledaagse lewe. 2019 World Cup, Kaapstad. Tannie Elna daarna verwys. Dis waar ons saam op die veld was, teen mekaar, maar dis ook waar ek en hy gegroet het, aan 'n spel wat vir ons soveel wonderlike vreugde en vriende gegee het. Daar kon nie 'n groter stage wees nie, met ons ouers daar, ons families daar, en die 3 Springbokke in die familie, my pa op die kant. Marius het sy golf ook geniet, maar niemand van julle het dit geweet nie. Hy het alles van golf verstaan, behalwe een ding. Hy kon nie verstaan hoe hy altyd, as hy gaan balle koop, die dowe balle koop nie. Want maak nie saak hoe baie hy met hulle praat of skreeu nie, hulle wou nooit reguit trek nie. Marius het so baie mense se lewe op 'n positiewe manier beïnvloed. Sy rustigheid, sy passie, sy dedikasie, opgee tot op die einde was nooit vir hom 'n opsie nie. Nie as die laaste paar jaar toe die werkswêreld hom nie goedgunstig gehanteer het nie. En op 'n dag by 'n nuwe werk, sonder dat hy weet, ontmoet hy vir Taai. En wel, is hy uitgebal. Taai, jy het die hemelse verskil in sy lewe gemaak. En ek dank jou namens my ouers, Annette, dat jy so mooi na hom gekyk het. Hy was so bitter lief vir jou. Mama, papa. Julle moet weet dat Marius vir my baie gesê het, dat ek en hy is so geseënd om sulke amazing ouers en voorbeeld te hê. Ja, ons weet julle grys hare is onskuld, maar dis 'n mooi grys. Hy is altyd ongelooflik vir julle. My broer, vandag is nie totsiens nie, maar vaarwel. Daar waar jy nou vir ons wag, wil ek net hê jy moet weet dat almal en veral ons jou altyd sal mis. Die groot gat wat nou hier is, sal slegs gevul word deur ons liefde wat ons altyd vir jou het. Baie dankie vir die ongelooflike seun, vader en broer en man wat jy was en altyd sal wees. Maar asseblief, daar waar jy nou is, keep doing it your way in heaven. Lief jou altyd. So ek gaan maar lees, so verskoon my. Daar's mense wat 'n lig in die wêreld bring, nie omdat hulle altyd teenwoordig is nie, maar omdat hulle altyd onthou word. Vir hul gees, hul passie, 'n liefde. Marius was een van daardie mense. Hy was 19 jaar jonger as ek, en ons paadjies het verlang nie regtig saamgeloop nie. Hy was in die Kaap en ek in Gauteng. Ons het nie as maats groot geword nie. Ek was meer met sy ma en Tannie Elna vriende, want hulle was saam met ons daar. Ons het groter maats geraak toe hulle Gauteng toe getrek het. En toe het ek hom eers begin leer ken. Maar soos dit met familie is, het daardie band, daardie gedeelde bloed en herinneringe ons vinnig nader aan mekaar gebring en daarvoor is ek dankbaar. Reeds op skool het Marius uitgeblink. In graad 8 het hy sy plek in die eerste rugbyspan ingeneem, iets wat min kan sê. Teen matriek het hy Oos-Transvaal verteenwoordig by die Kruiwenweek. Hy het met selfvertroue gespeel, met oorgawe geleef en met trots gestaan. Sport was sy passie, maar sy grootste trots was altyd sy seuns. 'n Wonderlike pa wat sy kinders se behoeftes altyd voor sy eie gestel het. Dis waarvoor hy onthou sal word. Nie net vir wat hy bereik het nie, maar vir die liefde wat hy gegee het. Marius het altyd 'n manier gehad om my ou nig te noem, met daardie bekende vonkel in sy oë, maar tog het hy my laat voel asof ek deel is van die jonger groep neefse niggies. Dis moeilik om iemand so jong te verloor. Ons harte gaan uit na Mimi en Slappes, Annette en Johan, die kinders, Taai,
Ons weet nie hoekom dit gebeur het nie. God het Marius lankal gekies om hierdie jaar huis toe te gaan. Ons verstaan nie hoekom nie. En as 'n ouer kan ek myself nie indink hoe oneindig julle pyn moet wees nie. Weet net, hy is vry en kyk elke dag op julle af. Taai, ek ken jou ook eintlik nie, maar by julle troue kon ek sien hoe opreg lief julle vir mekaar was. Ek weet dat jy vir Marius in die laaste paar jaar en veral in hierdie laaste 51 dae ongelooflik baie beteken het. Dankie. Dankie vir jou liefde, jou ondersteuning, jou bystand. Onthou asseblief, jy is nou deel van hierdie crazy familie en jy sal altyd met oop arms ontvang word. Marius, ons gun jou die rus. Ek dink terug aan die Desember vakansies toe ek, Marinda en klein Anton as die enigste kleinkinders ure lank na die eindelose cricketkommentaar op die radio moes luister in Kasteelstraat 18. Ek is seker dat jy en al die gousmanne nou weer saam na 50 wedstryde sal kyk of luister. Met daardie liefde vir sport wat jou altyd laat gloei het. Veilig rus neef, ons sal jou mis vir wie jy was, vir wat jy beteken het en vir al die kuiers wat nou leeg voel sonder jou. Dankie. Leandie, baie dankie vir jou mooi woorde ook. Lientjie, Tannie Elna. Weer eens baie dankie vir almal vir julle is. Kom ons vier Marius vandag, so groot soos wat hy is en was en sal wees. Kom ons hou vas aan sy herinneringe. Kom ons hou vas aan daai smaal van hom. Al sy snaakse sê goedjies en alles wat hom 'n legende gemaak het. Baie dankie vir almal weer eens.